Baie welkom by ons program vandag. En my gebed is dat u as luisteraar 'n seën sal ontvang uit vandag se getuienis, maar ook 'n stukkie hoop. Die stem wat u vandag gaan hoor, gaan getuig oor hoe God self lig bring in die donkerste hoeke en gate van hierdie wêreld. Hy besit nie eers 'n suit nie, maar neem die evangelie, die boodskap wat sy lewe radikaal verander het, na die strate toe. En dis nie die strate soos ek en jy dit ken nie, maar na die hoeke van die strate, die donker alleys, die gatkant van die wêreld. Want dit is waar God hom gaan haal het. Jy luister nou na Stem van Getuies, veranderde lewe. Ek gesels vandag met oom Alec en as hy sy lewe moet opsom voor God, sê hy dis 'n dubbele lewe. Maar vandag met God in sy lewe sien hy die waarde van die groot woord empatie. Oom Alec, baie welkom by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans hier in die studio by ons. En baie dankie dat oom bereidwillig is om hierdie verhaal met ons te deel. Baie dankie. Dankie dat julle my ontvang. Ja, het was maar 'n wroging om verbaal in hierdie situasie te sit. Ek is nie gewoond daaraan nie. En soos jy gesê het, op straat is dit vir my makliker. Want julle ken mekaar nie. En die twee gesprek wat ek baie subtiel uitlok, is maar waar ek gemaklik is. En ek bemark nie adventisme nie. Ek bemark net my getuienis. En dit wat die Here vir u gedoen het, ja. Aan al ons luisteraars, ek wil net 'n waarskuwing gee. Hierdie program bevat moontlik inhoud van sensitiewe aard, so luisteraar diskresie word aanbeveel. Nou om alle, kom ons begin by die begin, toe oom 'n kind was. Hoe was oom se kinderlewe? Ek is gebore in die Wes-Transvaal, Delareyville. Ek dink ek sukkel nou nog om die agterstand in te haal. En daarvan af Potch toe. My moeder was 'n absoluut pragtige kind van die Here. Al het ek groot geword in die Dopperkerk. En vandat ek Adventist is, het ek baie keer gesê, ek dink as sy die leesstof en kykstof gekry het, wat ons so by bederf is, en dit vir onsself hou, sou sy seker die grootste Adventist in die land gewees het. Maar sy het onvoorwaardelik lief gehad. Sy het baie keer die sielkundige oorlog gespeel en gesê, sy het by afgebid van die Here af, want sy het sy het 5 miskrame seuns voor my gehad. So as ek stout was, is daai ding voor my gehou. En so van kleins af voel ek skuldig. En gisterand weer bid ek, asseblief Here, onthou my ma se gebede. En oom se pa? Ek weet nie om dit op te som nie. Hy het weggeval nou in COVID. Nie as gevolg van COVID nie, ouderdom. Maar vandat ek kan onthou, was ek in die pad. Ons kon nooit 'n gemeene deler kry nie. Alhoewel ek van 'n jong ouderdom af alles gedoen het om hom te impress, want daai tyd, as jy rugby speel, is jy 'n man. As jy nie rugby speel, is jy 'n man nie. Daai tipe van goed. En ek was goed in sport, maar ek het alles waarin ek goed was gelos. Seker maar om hom te spyt. Ek weet nie. Maar ons het nie 'n pa-seun verhouding gehad nie. Ek het nie 'n mentor gehad nie. Ek het baie foute in my lewe gemaak as gevolg van afwesigheid van mentorskap. En ons was maar die gewone doppergesin, elke Sondag kerk toe. 2 keer 'n Sondag kerk toe. My ma het my gebraai sonder aande om kerk toe te gaan. Sy het brood gebak omtrent tot met haar dood toe. Maar dit was dit. Ons het, as ek reg onthou, aandskoolsdiens gehou. My pa het 'n teksversie gelees, maar dit was dit. Daar was nie substance nie. En ek het groot geword en julle hoor dit seker baie. Ek is nooit nie veel vertel van Jesus se liefde vir my. Ek is vertel van 'n grimmige God. En dit het my met tyd uit die kerk uit, ek het rebel, ek het absoluut rebelleer. So by so,
ek weet nie, ek gaan baie terugverwys en rondval. Daar's soveel fasette. En na matriek is ek weermag toe, ek het vir militêre inligting gewerk, gesekondeer Suidwes Namibië inligtingsdienste. En dis waar ek 'n goeie plek met 'n vals ID was 'n veilige plek vir hom weg te kruip. Jy hoef nie mense te face nie. En dis die dubbele lewe wat oom Dubbele lewe, dis waar het begin het. Dis waar die gogga my gebyt het. Na die weermag het ek meganies gaan swat en vinnig opgeskop en ek weet nie hoekom het ek besluit om by die polisie aan te sluit. Okay. En weer eens het daai adrenalien gedrewe vals ID. Ek het baie vals ID boeke en paspoorte. Ek het seker 6 paspoorte vol stamps en dit was vir my 'n veilige plek. En met die drank saam wat erger en erger geword het, het dit opgeëindig dat ek 20 jaar nie 'n kerk bygewoon het nie 'n Bybel gelees het nie. En om dit vir iemand te sê, kyk mense jou skepties aan, maar ek weet vandag hoekom. En oom was 'n alkoholist ook in daai tydperk Ek was 'n volslae alkoholist. Ja. Dit het geeskaleer. My eerste selfmoordpoging het nie gewerk nie. En toe ek het alles verloor in 1999. My ma het weggeval. Ek is op 'n baie vroeë ouderdom ons medies ongeskik verklaar. Okay. So op 38 skielik is jy pensionaris. Mense se loopbane begin op baie ouderdom, hulle beplan gesinne, pensioen en aftrede en goed. Skielik staan jy op straat. Al wat jy ken is undercover werk om te lieg. Ja. Daai Soos om sê, dis daai lieg. Dis jou karakter. Dis jou Was dit karakter. nie oom Sunny? Ek sal nou nog seker reageer as iemand my op my valsnaam roep op my alias. Sal ek nou nog omdraai? Want dit was my ID. Ja. En weer eens, dit was 'n veilige plek, want jy hoef nie jouself te face nie. Ek het nooit die ware Ellekartey bietjie herontdek en met die alkoholisme saam, dit was eensaam. Jy word geoordeel, familie het my verwerp. En die Here het my gevat Limpopo toe op 'n klein dorpie en ek het daar in die bosse in 'n klein plekkie gebly. En ongelooflike wroging. My familie het nie geweet wat het van my geword. Ek praat nie. Ek is nie ou wat praat en loop en kla en goed nie. En een Sondag sit ek op die bed en ek weet nie of ek kan sê dis 'n fisiese worsteling tussen die Here en Satan. En ek staan daarop en ek ry na 'n Methodist gemeente toe, vir alle plekke. So klein gemeente, ek ry by die Dopperkerk, Hervormde Kerk, NG Kerk verby en die Here vat my na 'n Methodist kerk toe. Dus ek is die jongste in die kerk, dis verder net ou tannies en ou ooms Bybelstudie en praat hulle oor breiwerk en goed en ek sit op 'n baie plastiek stoel agter so 'n stoel. Sit ek vir 8 jaar. En Dominee van Meyburg wat 'n getuienis, ongelooflike getuienis, hy was 'n drug addict. En nie een keer het hierdie mense oor my probleem gepraat. Hulle het my net aanvaar. Partykeer sit ek daar met 'n babbelas. Methodist is lekker, die gaan met 'n korbroek en plakkies. Dit pas my soos 'n handskoen. En vir 8 jaar as Dominee van my by die huis kom besoek het, nie een keer het hy hierdie drankprobleem gemention eers nie. So jy het nog steeds die drankprobleem gehad? Ja. Okay. En ek was 'n redelike dronk Methodist. En na 8 jaar toe kry ek net hierdie gevoel ek wil bietjie my portuur, my ouderdom mense hê. En ek bespreek dit met Dominee van, hy sê vir my, verstaan heeltemal eerlik. En toe gaan ek AGS toe, maar in daai tyd word ek verplaas of ek kry werk op Medupi op Ellis Ras. Nou soek ek na 'n Engelse gemeente, daar is nie, en ek eindig daar by Agapay Kerk, sê het, die Dominee se vrou, daar so mat wat daar voor lê, dan sal sy sê ons met ons tiendes kom gee. So almal sien wat jy daar voor gooi.
dan loop sy met so 'n plastiek hark met 'n lang gesig. Die oes is maar skraal vanoggend. En daar het ek Sê sy dit voor in die kerk? ja, Wow. en baie subtiel prosperity, Ja. selfverryking. Maar ek soek na 'n Engelse gemeente. Ek was nou lank in die Methodist kerk. En so eindig ek by 4 verskillende kerke en daar's 'n NG predikant wat 'n Engelse, hy's geskort uit die NG kerk uit en hy begin 'n Engelse groepie in die NG kerk se saal. Okay. En daar val ek in. Ek sal nooit vergeet die preke Oosthuizen dink ek. Hy het so Engels gepreek met Afrikaanse regte boere aksent en daar vind ek aanklank. En op 'n dag toe kontak ek vir Dominee van Meyburg en hy bring die streeks hoof of wat ook al van Warmbad af. En daar begin hulle 'n Methodist gemeente. En ek het eendag vir iemand gesê ek was gewoond om braais te organise, nou organise ek 'n kerk. En weer terug naboom toe AGS Methodist en ek was betrokke by 'n besigheidsgebedsgroepie elke Dinsdag. En daar's 'n ou wat my nooi vir 'n uitreik oor die tabernakel. En ek sê van wat wil ek nou nie ongedagte hou. Ek het 20 jaar nie Bybel gelees nie. En ek sê wat wil ek weet oor die tabernakel? Hy sê maar daar gaan kos wees. Dus ek sê vir hom ek is daar. Bachelor en kos dit sal saamwerk. En leraar Gideon Reyneke bied toe hierdie Woensdag, Donderdag, Vrydag aan oor die tabernakel aan die stadsaal in Naboom. En ek eet en ek kry kos. Ek is arm. En toe ek uitstap die Vrydag aand gee hulle vir my tekens van die tye. Binne 12 ure toe's ek 'n Adventis. Wow. Toe dis 'n hongerte. Ek het dit verslind. Oom François Du Plessis, 'n vrou bel my kort. Toe's ek tussen ek gaan Sabbat gaan ek kerk toe. Daar by die munisipale saal, maar ons is so 3 mense. Daar het van die Methodiste saam ou oom en tannie saam mee gekom. Maar hierdie ou hy preek vals leer. En ek vang hom uit. Ek moet nie my Bybel ken nie. Toe ek uit die kerk uit, maar ek verslind DVD's. En oom Frans, daar bel 'n vrou en sy sê oom Frans wil my graag sien. Ek sê wie's die oom? Ek ken hom nie. En so mis ons mekaar. En eendag toe daag hy by my op. Die oom, ek sê altyd hy lyk soos 'n boesman. Hy was te lank in die son. En hy kom sit by my en hy sê vir my Elk, jy moet stadig. Jy kan nie al hierdie inligting so net absorbeer nie. Wow. Ja, ek het net gesit in ek kon nie genoeg kry. En op 'n mannekamp koop ek vir my 'n 83 Bybel. My eerste Bybel na al die jare. Nou begin ek hierdie Bybel lees en ek tel goed op wat uitgelaat is aan die kruis, sekere woorde is nie in hierdie, hoe weet ek dit? En so het ek begin highlights en boekmerke en goed, en ek het daai Bybel, as jy net die highlights en boekmerke lees, dan sê mense vir jou, waar kry jy die Bybel? En as jy net dit lees, dan jy die hele, ek wil amper sê die Adventiste boodskap, net my highlights en boekmerke. Maar toe trek ek terug Pretoria toe, eindig by 'n groot gemeente op, ek skrik my al die af, ek is nie gewoond aan baie mense. En toe gesien dat toe, maar in 2007, 27 Desember, toe sit ek 9:00 die oggend, ek het 'n malaria aanval, my oorlede verloofde sit my en ek sit met die glas whisky en my lewer begin fisies spring. Ek sit vir hom so en kyk. En daar slaan, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar dit is 'n intense pyn wat deur my gaan en ek weet nie hoe lank dit gebeur het vandat ek my oë oopgemaak het en ek sit die glas neer, ek sê vir ek het klaar gedrink. Haar getuienis aan ander mense is Elk was dood. Ek weet nie wat gebeur het nie. Vir my was dit in daai oomblik. En ek het gaan anti-boost tablette koop en ek het maar gedink ek gaan nou ophou drink. Die dokters bel my, hulle sê moet nie eers 'n bier op pad nie. Met al die malaria en die geelsig en die bosluiskoors het ek glad meer liver ensieme gehad nie. So sou ek daai glas klaar gedrink het.
was ek dood. En in my getuien so mans wat en dis hoekom ek so baie empatie met drankprobleme en drakkies het. Mense veral die kerk word vreeslik geoordeel. Alkoholisme is 'n siekte. Dis nie 'n sonde nie, dis 'n siekte. Maar mense verstaan dit nie. Ja, as jy nie in daai skoene gestaan het, bly net liewer stil. So maklik is dit. Die wêreld se moderne drugs is van so aard, dit gaan jou lewe vernietig. En ek het ek onthou presies in die rondawel waar ek gebly het, waar ek op my knie, en ek sê dit, ek was papdronk, wat ek op die Here geskree het, help my. En binne 'n oomblik is ek genees van alkoholisme. Ek moet oom net gou daar so 'n bietjie stop in die redeval. So oom het kerke gesoek, want oom het iets gesoek. Na al die jare wat oom weg was. Want obviously oom se kinderlewe met oom se pa was daar klaar die verkeerde voorbeeld van 'n pa. In die verhouding daarso. So en oom het gaan wegkruip in verskuilde identiteite. Want kan ek dit regs sê, want daai fondasie van verhouding trek was nooit in oom gewees om dit te doen, so dit was makliker dan om te gaan wegkruip daar. Toe het hom daar uitgekom, na 'n klein dorpie toe gaan en oom het gaan soek na iets, maar weet tog nie wat, en so het oom en selfs in Pretoria en alles, oom het oornag 'n Adventist geword. Daarna 'n predikant gehoor wat nie die regte goed nie, maar oom het nooit die Adventisme gelos nie. Waartoe gaan jy? Is maklik nou na die tyd om te sê waartoe gaan jy, maar ek het die kerk gelos. Ek het maar by die huis gaan sit. Maar by die waarheid gebly. Ek het maar gesit by die kerk en DVD's kyk, maar ek het ook geweet ek smag na voedsel. En die kere wat ek seer gekry het binne in die kerk, uitsprake wat gemaak word. Ek is baie keer verstom. Hoe kan ons so ongevoelig wees? Ons moet dan hierdie sagte omgee mense wees. So ek is nie baie populêr op sekere plekke nie, want ek staan op vir die mense wat stemloos is. Ek het nou die dag, ek skryf baie, ek het nou al 5 boeke geskryf, daar sit baie mense in die kerk wat in 'n abusive verhouding is. Baie. Want hulle mag nie opstaan en sê eina nie. Jy kan nie so met my praat, jy kan nie so van my praat of wat ook al. En die situasie word misbruik, want nou is ek by die kerk, ek moet my mooi gedra. Ek kan nie sê wat ek wil, as toe ek 'n polisieman was of wat ook al nie, maar ek het 3 keer wat ek uit die kerk uit was, maar die eensaamheid wat my getref het, ek het gevoel hoe my geloofslewe daaronder lê. En ek het net nou gesê, ek dink 'n ou moet gereeld van gemeente verander. Okay. Gaan rond. Gaan rond. Jy gaan nie 'n perfekte gemeente kry nie. Ek sê nie moet bly 'n lid van jou. Ja. Maar gaan bietjie rond. Kry bietjie ander perspektiewe, hoor 'n bietjie van ander mense en goed. Daar's 'n swart gemeente in Doringpoort wat ek gereeld besoek. Okay. En die opregtheid. Ek kry skaam. Toe ek terug is in COVID toe, gaan ek terug Naboom toe. Die Here het Naboom het 2 keer my lewe gered. En die gemeentetjie wat daar is, ek weet hoeveel lidmate was op 'n sekere stadium 'n lidmaat in Naboom. En iets sit net nie reg vir my. Ek en leraar David Charles het saam aangekom. En ek eindig in 'n shack in die lokasie. Daar's gate in daai sinke, jy brand sproete op jou bles. En die oudering is 'n petroljoggie. Ek het gesit en kyk hoe 'n man uit sy kop uitpreek. Totaal geestelik begeesterd. En dit was my gemeentetjie vir 'n hele ruk. Toe kom ek nou weer terug Pretoria toe. Maar ja, ons kan so in die kerk dormant raak. Dis vir my scary hoe ons elke 7de dag gaan ons kerk toe en ons sit voor hom hierso met mooi pakkies klere. Dit laat my dink in die Dopperkerk, daai tyd die tannie met die groot hoed nooi jou vir tee en dan loop sy om die draai en beskinder sy jou.
En om binne in die kerk te sit en te stagneer is bitterlik gevaarlik. Ek wil 7 dae van die week Adventis wees. Tuurlik. Maar ek bemark nie Adventisme nie. Ek bemark die Christus wat in my lewe ingegryp het. Omdat hy so radikale verandering in oom gemaak het. Maar ek dink is baie waar dit oom gesê het, jy kry nie soos 'n perfekte gemeente nie. En ja, en ek wil graag dit vir die luisteraars uit highlight. Baie gemeentes daar's baie seer, dis mense. Ons is nog nie in die hemel nie. Hier's baie goed en soos hom sê, daar's baie dinge wat onsensitief aangeraak word. Maar met dit gesê wil ek graag vir oom vra, want toe ons net teruggesels het met oom se agtergrond, die dubbele lewe, maar ook die hoe kan ek dit nou stel, die undercover werk wat oom gedoen het. Oom het gesê daar's rowwe plekke. Die woorde was niks in hierdie lewe skok my nie. Ja. Hoe sit oom niks in die lewe skok my nou in die nuwe lewe wat oom is met die woord empatie bymekaar in oom se evangelisasie? As goed in daar buite, as die wêreld my geskok het, hoe gaan ek meng? As dit vir my te skokkend is, dis nie vir my nie. Daar's werklik, dit soet my, dit pas my, daai omstandighede. Want ek kan daarmee deel. Iemand het gister my gesê, maar het ek nie nog goggos wat by my spook en goed nie. Sê ek, nee, as jy my goed lees wat ek skryf, ek het gedeel daarmee, die Here het my daarmee gedeel. Wow. Ek kon nie. En die mooi ding vir alles is hierdie ontdekkingsreis om myself te herontdek. Van Eddie Kartelhoff na Alexander Kartay toe weer, het ek agtergekom, ek was nooit veronderstel om daai tipe werk te doen nie. Dis nie my karakter nie, dis my persoonlikheid nie. Maar uit rebelsheid en goed het ek altyd probeer my pa bewys, ek kan. En dit het jou ingesluk. Net soos verleiding, misleiding. Dis so subtiel, dat jy na 'n tyd agter wonder, hoe het ek hier gekom? En as jy nie die hele tyd aanwysers het, bakens het nie, ons gaan geskok wees. Om sê in die lewe, daar moet bakens wees wat mens hou. Wat sal hom sê is daardie bakens? As jy nie, omtrent die blootstelling wat op my pad kom, ek is seker as mens, nie werklik gepanser daarteen nie. Ek raak baie emosioneel as ek sien, daar's nou 'n jong man wat op 'n hoek sit wat die Here gee vir my daai innerlike krag. As ek die Bybel uit my kop uitgeken het, sou ek nie hierdie bediening gehad het nie, want ek loop nie met lesse rond nie. Wow. Ek loop nie met dogma rond nie. Die Here gebruik my met my bietjie kennis, gebruik hy my daar waar daai mense daai bietjie kennis verstaan. En dis ek dink mense half onbereik nie bereik word nie. En ek gaan vir jou voorbeeld noem, hier sit 'n jong wit man en ek sit hom baie keer en kyk waar dit skeef geloop in sy lewe. Want glo vir my, ek het tomaties op straat verkoop. Tomaties? Op straat verkoop. Okay. Ek het nie gebeur nie, want ek het 'n drankprobleem gehad wat nogal, dis 'n hobby wat duur is om te sponsor. Ja. So ek moes hard werk. En ek was nooit skaam nie. Ek het baie keer het ek gehoop, daar kom nie 'n oud kollega verby en goed, want jy het dan nog bietjie trots en selfrespek. En ek gaan hierdie ou en ek gee vir hom high-tech boots. Wow. Die volgende dag ry ek verby, die sole is af. Hy het hulle, die veters is vir, ek ry sommer teen die traffic op en ek gaan stop. Ek sê, wat het jy? Hy sit my, hy's nie verslaan in sy oë nie. Daai is 'n happy mens en hy kyk my so, en ek ry en ek kom by die huis en hierdie ou het vir my gesê, hoe kan ek in sy huis inkom, sy voordeur afskop en dra wat ek wil hê hy moet dra? Doen ons dit nie in die Adventiste kerk nie? Sjoe, dis 'n groot persoonlike les daar om so te kyk. Wil ons nie maar ons gaan afdwing hoe ons aantrek, hoe ons praat op ander mense nie? In plaas van om te gaan klop,
laat hy die deur oopmaak van sy situasie, van sy tuiste en jy innooi. Ja, ek hoor. Gaan skuur bietjie skouers. Die volgende dag ry ek verby. Toe het hy pink tekkies aan en 'n pink kopband en hy sit vir my met 'n smile. Asof hy vir oom gewag Daai ou het. leer my elke dag as ek daar verby ry 'n les. Wow. Hy's nie verslaan nie. Hy het 'n happiness in sy oë. Gister, ek weet nie waar hy eyeshadow gekry het. Toe sit hy met eyeshadow. En ek en hy het nou hierdie kommunikasie, maar ons praat nie met mekaar nie. Ja. En ek kry hoendervleis. Ek het al Boemelaarskêr toe gevat. Laat mense fisies op sy skuif. En ek luister na hulle. Dis waar ek was. Gee net bietjie, gee net 'n drukkie, 'n skouerdrukkie. Ek noem dit hierdie shoulder taps. Zip jou mond. En luister. Nou dat ons praat van die Boemelaarskêr toe ek nog jeug was, jonger jeug, toe het ons met hierdie idee opgekom, een van ons het 'n jong seun gebruik en ons het hom aangetrek en laat ryk soos 'n boemelaar en hom Sabbat buite die hekke gesit van die kerk. Dit was, ja, die jeug was nou nuuskierig om te sien hoe die kerk gaan reageer. Een ouetjie was seker so 25. Hy het as gevolg van 'n stiefpa, dus het hy weggeloop. Die ander een was bietjie ouer, maar hy was 'n heroïneverslaafde. Net voor ek vergeet, ek luister baie hoe mense baie spoggerig sê, ek gee hulle niks nie want hulle gaan drink of hulle gaan drugs koop. Hoe weet jy? Hoe weet jy? As jy die heroïne hel ken, gee vir hom iets, want jy gee onvoorwaardelik. As jy vir hom gegee het, is dit sy geld. Moenie kom, as hy dan drugs koop, kom arresteer jy hom nie. En daai jong, ek wil nie sê boemelaar, daai jong man sit met sy vriend en hy vra vir my, het ek nie Engelse Bybel nie. Ek gaan kar toe, ek weet nie hoe nie, lê daar Engelse Bybel. Wow. Daai ou sit soos die predikant, die teksverse, sit hy so, gaan hy sit nie en soek nie. Ek sit hom so en kyk, en dit raak jou. Hierdie ou weet meer van ken sy Bybel beter as ek. En ek het met hulle ontbyt gaan eet, ek het 'n paar keer hom daarna gesien, toe eendag kry ek hom hier by die Wonderboom Junction. Hy en sy stiefpa, hy's 'n ander mens. Nou vra ek jou, toe ek van die pad af was, die liewe Vader het geweet, hy moenie van my adventis maak nie, want hulle sal my oordeel en ek is nie skoon genoeg om gebad te word nie. Ek het 'n ding geskryf oor Christen of kind van die Here. Ek het die Here ontmoet jou waar jy is. Ek het nie 'n kerk of iemand nodig om my te sê, jy moet nou eers skoon word voor jy gebad word. Môre ry 'n bus my dood, of môre bars my lewer van die alkohol, dan is ek nie gedoop nie. Van doop gepraat op 'n mannekamp, hier aan die ander kant Valwater. Is 'n oud kollega van my was by Koevoet ook. Kry ek hierdie behoefte om gedoop te word, uit die bloute. Hulle druk vir my daar in 'n krib, dis 'n groen slijm, en is bitterkoud. Dit sou ek nooit vergeet nie. Ek is so in 'n euforia, dat ek verdwaal huis toe. Maar ek is gedoop. Alkoholus, van die pad af, en op 'n mannekamp. Die mannekampe was ook nodig in my lewe, in my reis. En Adventis, en ek eindig na ek naboom besluit het nie meer nie. Toe eindig ek op Nylstroom. En leraar Martinus was daar. En ek sê vir hom, ek is klaar gedoop. Toe sê hy, nee, ons sal net bietjie met jou praat, dan gee ons jou sertifikaat. Okay. Nie 'n maand daarna nie. Sê ek hom, nee, ek het hierdie behoefte om gedoop te word. Nou spot ek sê, ek is overqualified. Ek het 2 sertifikate en ek is 2 keer gedoop. So, ons moet versigtig wees hoe ons mense weghou, dat hulle nou eers ons moet word. Eers ons pak klere aantrek en ons taal praat, voor ons vir hulle, die Heilige Gees sal die werk doen. Op die einde van die dag bly dit God se kerk. Natuurlik. Maar ek hou van hoe sê, en ja, ek dink daar's baie dieper daar agter, en ek dink oom kan ons heeldag besig gaan met stories in die kerk, en nie net van hom se verlede nie, maar weet, die laaste paar jaar. Maar oom maak dit ook baie duidelik vir ons, al kry mens in die kerk seer, en al gaan jy uit soos wat oom doen,
elke keer wanneer oom uit was daar eensaamheid, want God wil hê ons moet nog steeds saam met mense. En ja, dis nie 'n perfekte kerk nie, soos ons nou gesê het, maar daai belonging wat ons nog steeds onder kinders wil God saam wil hê, is baie belangrik. En soos oom sê, die aanklank wat oom gevat het en die nodigheid en die behoefte om saam met manne te kan sit. Verseker. Ek wil oom graag iets vra, oom se bediening op die strate en waartoe oom en alles gaan. Obviously die lewe wat oom nie moes gelei het nie, het oom voorberei daarvoor. Om daai mense te kan bereik, want oom het 'n ander manier om dit te kan verstaan, na empatie toe te pas. Soos oom sê, om na 'n addict te kyk, oom weet hoe dit voel. Dis anders as iemand wat nie weet hoe dit voel nie. Maar wat is die grootste wonderwerk wat oom gesien het op die strate? Ja, baie. As baie. As 'n jong meisietjie nou, hier's 'n dame in die kerk wat my help, daai dagboekie wat daar lê, het sy vir my een gekry. Crochet. So 'n maar meisietjie, maar vreeslik witty. Sy werk by my oogarts. Maar sy gou my. En sy het seer gekry in haar geloofslewe as gevolg van haar pa en ma se gedrag en hoe hulle lewe. Sy's vyandig, rebels teenoor maar geloofslewe wil nie, sy wil nie daai pad loop nie. En eendag gaan koop sy sê sy's nou lus vir pannekoek, gaan koop sy 10 pannekoeke. En sy sit dit voor my neer, en sy sit in haar om verlustig hoe ek het geniet. En naderhand kan ek nie meer nie, en sy gaan uit, en my oogarts sê vir my, sy kan dit nie eet nie, sy voed haarself deur 'n buis. Wow. Ek het vir iemand vertel, hierdie meisiekind is so honger vir dit wat ek haar gee, geestelike goed wat ek haar gee. Sy is so honger vir pannekoek, dat sy bereid is, sy kan dit nie eet nie. Maar dit vul haar om my te sien ek eet dit. En ek maak daai geestelike konnektasie. Een na die ander, 'n meisietjie wat 'n miskraam by die werk gehad het. En ek het net opgestaan teen haar werkgewers. Ek het drasties mense aangespreek, haar baase. En hoe hierdie kind net in my lewe, ek het nie 'n kind of 'n kraai van my eie nie. Ek spot altyd met die van, ek sê nie, ek moet maar 'n Jack Russell op 'n veiling gaan koop en hom kartei doop en dalk leer kook. Maar daar's soveel wow oomblikke in my lewe. En glo vir my, dis nie die impak wat ek op hulle het nie. Dis die impak wat hulle op, dit hou my grounded. Ons moet 'n bietjie daar by die put gaan sit met die vrou. Gaan sit net en luister, jy kan nie glo wat sy impak op jou het nie. 'n Ou oom wat op 'n straathoek, en ek kry nie meer die verkeer met hom gepraat. En eendag stap ek by die winkel in, by die garage. Hier staan ek reg voor die oom, die mooiste blou oë. Hy het alles verloor. Hy ry Danville, hy trek vir hom aan asof hy werk toe gaan, hy klim in die taxi, hy kom staan daar. Sy netjies te pak klere. En ek sê vir hom, oom Oewe, die mooiste naam. En hy vat my hande so, in daai paar oë. En ek weet, ek het nou met 'n engel gepraat. Wow. En hy's gone. Nooit weer gesien nie. Sure. Spandeer net tyd. Vat jou 5 minute. Maar vra net, hoe het jy hier geëindig? Want glo my, dis genade laat ek hier sit. Dit is. I've been there. Dit gebeur so maklik. Ek het, sorry dat ek so baie seker geskryf, oor COVID, ons verstaan nie, binne 24 uur, jy het 19 jaar vir jou huis betaal, kom die bank, hy vat jou huis terug, die volgende bank, hy vat jou kar terug. Oornag is daar 'n gesin boemelaar. Hoeveel keer moes ek hoor, nee, ek moes basies, die Here het my weggehou van Sabbat-aanbidding, laat ek eers 'n pensioen kan kry, 'n medies kan kry. Anders was ek 'n las vir die kerk. Maar al daai goed in my bediening werk vir my. Dis mooi sê. Dit werk vir my. En ek wil vir ons luisteraars noem, daar's baie wat ons saamstem en nie saamstem wat gemeentes en teologie en kerk aanbetref. Al is ons onder dieselfde dak, maar ek dink daar's een ding wat baie seker is. Perspektief. Oom Alec leer vandag vir my iets. Oom het 'n baie mooi liefde vir mense, maar die perspektief wat oom het teenoor iemand wat seer het, versus hoe mense partykeer na mense kyk wat seer het. Iets wat ek 2 jaar terug geleer het, en ek noem dit nou nog vir mense wat ek ontmoet en mee praat, is, mense weet nie wat agtertoe deur aangaan nie.
ek en jy as mense weet nie wat agtertoe deur gaan nie. God alleen weet. En om daai liefde te hê vir iemand wat ons nie weet wat aangaan nie. So soms sê daai ou wat elke dag 'n ander kleur op sy oë sit of op sy kop. Mense weet nie wat agter sy toedeur aangaan nie. Maar om net om lief te hê uit 'n Christelike punt uit. En ons kan dit net doen as ons Christus in ons het. Ek wil oom laaste vraag vra. Heinrich wys vir my hierso die tyd en alles. Nie advies vir iemand in die kerk nie. Iemand wat op die straat is. Wat sou advies sal oom vir hulle gee om nader aan die Here te kom? Al is jy vol drank, eindig op jou knie en skree help vir die Here. En hy sal hoor. Die Here het my dronkgebede gehoor. Die mense het my verwerplik geoordeel. En oom is gered as gevolg omdat van dronkgebede. Ja, Want dit was opreg. En na die Skepper God toe. Ja. Ja. Dankie oom Alec. Dit voel of ons soveel meer tyd nodig het om te gesels en ek dink definitief moet ons weer gesels later die jaar om bietjie meer. Ek wil baie meer weet van die stories terug in oom se tyd en wat hom alles regkry op die straat as gevolg daarvan. Maar baie dankie vir oom se bereidwilligheid. Baie dankie. Want 'n getuienis is emosioneel. Dit kom Ja, van 'n dit plek wat seer het of seer gehad het en 'n pad wat die Here stap. Dis persoonlik. En ek sê Baie vir hom keer moet dankie. ek maar gaan diep delf en dit weer revisit. Ja. Want dit hou my grounded. Ja. Ja, En is baie goed dat oom doen. Baie dankie vir julle. Ja, baie dankie. En aan ons luisteraars, dankie. En ek hoop dat u vandag iets weggevat het en kan leer en hoop kan vind. Maar op daardie noot dan groet ek tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke wanneer Jesus Christus terugkom. Mooi dag.